In die nuus vanaand, staatsdepartemente in Johannesburg se krag is afgesny. Kommer oor brandstofransonering gedurende die plant- en oesseisoen. En Bafana Bafana pak Panama in aanloop tot die Wêreldbeker toernooi. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Talle regeringsgeboue in Johannesburg is in duisternis gehul nadat die Metroraad hulle kragtoevoer afgesny het as gevolg van onbetaalde skuld. Regeringsinstellings skuld die Goudstad 1,4 miljard rand. Beamptes van die Metroraad is met weerstand begroet toe hulle die kragtoevoer wou afsny by regeringsgeboue. Die geboue wat na dese sonder krag sit, sluit in die Departement van Regeringskoördinering en Gesondheid en die Suid-Gautengse Hooggeregshof. We are cutting them off. We've engaged with them. Nothing is coming out, so we're now left with one option: to cut them off, to push them therefore to pay. So that's what we are doing today. Volgens die Metroraad word regeringsinstellings en gewone inwoners met onbetaalde rekeninge oor dieselfde kam geskeer. The same way we're treating all other customers. If at a particular time you're not paying, then you will force us to cut you off. That's exactly what we're doing today. We are coming on a massive drive to ensure that we reduce the amount of debt owed to the city of Johannesburg. We will be coming and switching off power. If you have an issue, raise your issue with us and we will resolve those issues. Die tyd sal leer of die stad met die optrede die opgehoopte skuld sal verhaal. Die finanshoof van die Tshwane Metroraad, Gareth Mnisi, is voorlopig geskort. Sy skorsing is onmiddellik van krag. Mnisi gaan ook aan 'n tugproses onderwerp word na aantuigings van tenderknoeiery teen hom by die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Getuienis in die verband is verlede week aan die kommissie voorgelê. Die tugproses is vroeër die week tydens 'n raadsitting goedgekeur. Mnisi het 'n week kans om redes te verskaf oor waarom hy nie geskort moet word nie. 'n Onafhanklike ondersoeker sal ook aangestel word. This is to ensure that the process is objective, credible, and capable of withstanding scrutiny. This step reflects the seriousness with which the city is addressing allegations relating to financial governance, accountability, and oversight. Given the central role of the Chief Financial Officer in safeguarding the city's financial systems, it is essential that these matters are handled in a manner that protects both the integrity of the institution and the credibility of the process. Die stand van ANC kiesberade in die Oos-Kaap en Limpopo is in 2 uiteenlopende hofbeslissings bepaal. Die Hooggeregshof in Polokwane het gelas dat die Limpopo-beraad voortgaan. In die Oos-Kaap versoek die party verlof tot appel teen 'n hofuitspraak wat bepaal het dat die beraad eers plaasvind na interne geskille besleg is. 3 ANC-lede in die Oos-Kaap het ongeruimthede met takregistrasie aangevoer as rede vir hulle aansoek dat 'n stokkie gesteek word voor die kiesberaad. Hulle beskuldig ook die ANC-sekretaris-generaal Fikile Mbalula daarvan dat hy die party se bevestigingsproses verontagsaam. Die Hooggeregshof in Kugompo, voorheen Oos-London, het beslis dat die beraad wat vandag sou begin het, nie voortgaan totdat interne geskille uitgestryk is nie. Mbalula het opdrag gegee dat alle voorbereidings vir die Oos-Kaapse beraad opgeskort word, totdat daar duidelikheid is oor die wettigheid daarvan. The SG is both legally and politically correct, because as the ANC we don't want to be seen or alleged to be moving in conflict with the law. So it's only best if we wait for the proceedings to unfold. Die ANC het vanmiddag verlof gekry om appel aan te teken teen die uitspraak van die Hooggeregshof. Die appel word môre aangehoor. In Limpopo het die Hooggeregshof 'n ANC-lid se dringende aansoek vir 'n interdikt teen die provinsiale kiesberaad van die rol geskrap. Die regter het bevind dat die aansoek nie dringend was nie en dat die aansoeker nie die regte geskiloplossingsproses gevolg het nie. Die uitspraak beteken dat die provinsiale kiesberaad vandag afgeskop het. Die beraad sal na verwagting oormôre eindig.
In Mpumalanga is 4 van die 5 topbeamptes onbestrede herverkies. Slegs die tesourier Mandla Msibi is nie herverkies nie en is vervang deur die Mbombela burgemeester Sibongile Makushe Masibuko. Meer as 700 afgevaardigdes gaan kruisies trek in die verkiesing van die provinsiale uitvoerende komitee. Die saak teen 2 mans wat beskuldig word van die besit en verspreiding van dwelm gefasiliteerde video's en foto's van seksuele misbruik in Gauteng is in die Boksburg Landdroshof tot 1 April uitgestel. Die beskuldigdes het ook kinderpornografie in hulle besit gehad. Een van die twee, 'n 34-jarige man, het na bewering sy vrou bedwelm en verkrag. Hy word ook daarvan aangekla dat hy pornografiese materiaal van haar sonder haar toestemming vir 5 jaar op sosiale media versprei het. Die inligting het ons bekom deur internasionale wetstoepassingsagentskap, deur die Britse Hoë Kommissie wat dit met ons gedeel het. Op daardie stadium het ons amper geen inligting gehad nie, maar met ons innoverende ondersoektegnieke was ons in die posisie om hierdie spesifieke verdagte te arresteer gister in Boksburg. Na ons hom gearresteer het, het hy ons inligting gegee wat gelei tot die arrestasie van 'n 48-jarige verdagte in Germiston. Nuus vanuit die landbousektor en die dag se ekonomiese aanwysers net hierna. Bly by ons. Boere ervaar beperkte dieselvoorraad met sommige wat slegs 20% van hulle maandelikse toewysings ontvang. Agri Mpumalanga het kommer uitgespreek oor brandstofransonering wat saam met die oes- en plantseisoene val. Brandstofverskaffers implementeer na bewering beheerde toewysingsmaatreëls om 'n billike voorraad te verseker en 'n tekort te voorkom. Die logistieke sektor staar ook kritieke ontwrigtings in die gesig, aangesien sommige brandstofverskaffers onmiddellike dieselbeperkings ingestel het. Die geopolitiese spanning in die Midde-Ooste word vir die brandstofransonering blameer. Agri Mpumalanga is bekommerd dat die ransonering voedselsekerheid kan bedreig en dat 'n langtermyntekort of hoë koste kan lei tot verminderde aanplantings en gevolglik hoër voedselpryse. Our farmers, our producers do have a big challenge, but it will also have a ripple effect on the industry in total. It don't help us to have to produce harvest. Sommige brandstofverskaffers het dieselvoorraad beperk tot 100 liter per vragmotor per dag. Die vragmotorbestuurdersvereniging van Suid-Afrika pleit met die regering om brandstofheffings te heroorweeg. There will be a solution. We trying to figure out multiple solutions for our members in terms of reducing of waiting time, reducing of idling time, and then also finding strategies as well to find routes that are more shorter or have a more better blend to reduce more time on the route. Intussen hoop vragmotorbestuurders dat die situasie verbeter. Diesel is limited. You get a certain number of liters. Sometimes they give you 300 liters, sometimes they give you 200 liters. To those depots that is available, you queue a long queues to get the diesel and it affect the production. Die beperkings geld slegs vir diesel, terwyl petrol vereers nie beïnvloed word nie. Verskeie gevalle van vrotpotjie siekte onder die vee van gemeenskapsboere is die afgelope week in die Wembe distrik in Limpopo aangemeld. Die aanhoudende reën het 'n teelaarde vir die aansteeklike siekte geskep. Die siekte, wat meestal onder bokke en skape voorkom, word veroorsaak deur 'n bakterie wat in nat toestande floreer. Die volgehoue reën maak dit moeilik om die siekte onder beheer te bring. Die siekte veroorsaak krepelheid, swelling en letsels aan die pote wat dit moeilik maak vir diere om te beweeg of te wei. Die uitbreking kom te midde van landwye pogings om bekkenklauseer siekte onder beheer te bring. Every time it rains, I've realized that the goats will be like limping after 2 weeks or 2 days, 3 days. So this foot rot, it's to an extent that the goat will get sick
and the wound will start from the foot and going into the bones, and it will die. Die gemeenskaplike boere sê dit is te duur vir hulle om die siekte te behandel. I had to consult the veterinarians, the doctors for the animals, and they introduced me a certain medicine which we mix with water and put the feet and have to spray if there's wound. So at the moment that's what we do, but the medicine is very expensive. We don't know yet where to go to with that kind of a problem. Yeah. But with maybe getting advice to some experts like neighboring farmers who already experienced that, then we are able to know what can we do. Die boere hoop dat die regering hulle sal help om die uitbreking te bekamp. SA for Hope, 'n organisasie wat sukkelende boere reg oor die land bystaan, het 'n uitreikaksie in die Gouritsgebied naby Mosselbaai in die Wes-Kaap gehou. Boere hier worstel al lank met droogte, mislukte oeste en diere wat honger ly. Die organisasie het veevoer, 30 ton mielies, sonneblomsaad en lucernbale afgelewer. Boere hier beleef van die moeilikste toestande in jare. Voortgesette droogte het veiding kaal gelaat. Vir sommige het die situasie finansiëel en emosioneel oorweldigend geword. Maar 'n uitstorting van ondersteuning van boere reg oor die land bring verligting. Ons het 'n oom met 'n groot hart. Hulle het, as ons vra, is die oom hulle daar. Hulle het vir ons oor die 30 ton mielies van KwaZulu-Natal afgebring. 'n Ander boer het vir ons al die pad van Schweizer-Reneke afgery. Hy het vir ons ook amper 25 ton sonneblomsaad gebring. Ons het hooibale vanoggend vroeg gelaai toe dit nog donker was in Glentana, en Laerskool George Suid het vir ons lucernbale geskenk. 'n Boer van Glentana het 35 lucernbale geborg, terwyl 'n laerskool in George ook bygedra het om boere deur hierdie moeilike tyd te help totdat toestande verbeter. En die voer wat ons vandag kry, dit is ons het 'n bietjie reën gehad hier nou laasweek 12 mm. Maar die gras is begin te spruit en dit reën nie geld nie. Ons bankbalans is leeg. So die voer beteken vir ons so verskriklik baie. Ek wil dankie sê vir elkeen wat 'n hand teen gehad het om dit vir ons te skenk. Dit gaan vir baie manne 2-3 weke hou iets vir die skape te voer. Terwyl droogte steeds groot dele van die Wes-Kaap knel, sê SA for Hope hulle sal voortgaan om hulpaksies te koördineer. Tanya Krause, SAK nuus, George in die Wes-Kaap. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE vertoon het. Die bestuur van die Marakele Nasionale Park in Limpopo versterk tans pogings om misdaad te bestry deur verhoogde sigbaarheid van veldwagters en strenger toegangsbeheermaatreëls reg oor die park. Die ingrypings vorm deel van 'n breër strategie om wildlewe te beskerm. Dit is ook daarop gemik om kwesbare spesies soos renosters teen stropery en ander misdadige aktiwiteite binne die park te beskerm. Die Marakele Nasionale Park is in die hartjie van Tabazimbi in Limpopo se Waterbergdistrik geleë. Die Groot Vyfreservaat, wat byna 70,000 hektaar beslaan, spog met een van die hoogste renosterbevolkings in Suid-Afrika se nasionale parke. We have fairly enough rhinos outside Kruger National Park. But when we talk about elephants, we're sitting with a total about over 400 elephants within the park. Lions, we're sitting with a very good population, about 6 or 5 prides in the park, with a total of about 35 that you can see in the park. We also have cheetahs, we also have leopards, also hyenas. Die park sê biometriese maatreëls is geïmplementeer om renosterstropery te bekamp. The park is divided into 3 sections, where we've got a section ranger, corporal, and the rangers, environmental monitors. But we're not working only as a park, we are working as a cluster.
Die park het sedert die uitbreking van die siekte geen back-and-claw-seer gevalle aangeteken nie, danksy die streng biosekuriteitsmaatreëls wat ingestel is. So even around our fence line on public roads, we have rangers that are stationed there to spray cars that are driving alongside our fence, so that at least then the spread is kept. We then do this on a regular basis, 24 hours, that we ensure that all vehicles entering here are just sprayed with disinfecting for the disease. Sommige van die paaie wat deur die vloede getref is, word tans herstel en die konstruksie vorm deel van 'n nasionale regeringsprojek om die R510 op te gradeer. Die verbetering sal die roete vir toeriste wat die gebied besoek verbeter, veral diegene wat na en van Zimbabwe en Botswana reis. Net hier na sportnuus en ook hier weer vir môre, bly gerus ingeskakel. Bafana se vriendskaplike wedstryd teen Panama in Durban skop binne enkele minute af. Die eerste van 2 kragmetings teen die besoekers dien as belangrike voorbereiding vir die FIFA Wêreldbeker toernooi later vanjaar. Die hoofafrigter, Hugo Broos, sê dit is belangrik dat sy spelers die teleurstelling van die Afrika Nasiesbeker toernooi afskud. Hy wil ook hê dat die groep gewoond raak aan 'n span met 'n soortgelyke speelstyl as Mexiko. Die Bafana pak Mexiko op 11 Junie in hulle openingswedstryd by die Wêreldbeker toernooi. It's a good preparation for us for the game against Mexico in 3 months. Is the result important? Certainly. The result is important. It's always important. At the other way, the most important thing for me is, besides the result, is the performance of the team. I think if we can make a good game tomorrow and win the game, it will give us a boost of confidence and believe in ourselves. Something we need maybe now in this moment after the disappointing AFCON. En dan is daardie wedstryd ook besig, ek kan sien die spanne en die wedstrydbeamptes is besig om reg te maak vir die wedstryd daar by die Moses Mabhida Stadion in Durban. Die Internasionale Olimpiese Komitee het 'n nuwe beleid oor die beskerming van vrouesport as ook riglyne vir internasionale federasies en sportbeheerliggame aangekondig. Volgens die beleid sal atlete wat aan items in die vroueafdelings by die Olimpiese Spele wil deelneem, voortaan eenmalige genetoetse moet ondergaan om hulle geskiktheid te bepaal. Die reaksie op die nuwe beleid is egter verdeeld. Terwyl ondersteuners die stap prys, hou kritici vol dat daar geen bewyse is dat vroueatlete wat vir 1 tot 3 jaar hormoonterapie ondergaan het, enige fisieke voordeel het nie. This policy is foundationally based in science and it's been led by medical experts and it's been done with the best interests of athletes right at the heart. We know that this topic is sensitive and we hope that you've all seen the policy and we hope that you can read the policy knowing and understanding that we have taken into consideration all of our stakeholders from around the world. Pediatric Care Africa, 'n organisasie sonder winsbejag wat landwyd en selfs in sommige dele van Afrika operasies uitvoer, maak nou 'n verskil in die lewens van kinders in die Klein Karoo. Die afgetrede neurochirurg Dr. Andrei Hatting het die organisasie 2 jaar gelede van Mpumalanga na De Rust verskuif. Die organisasie het reeds die lewens van honderde kinders in die streek verander. Dr. Hatting en sy span het al meer as 8000 mense gehelp, sedert die organisasie byna 10 jaar gelede begin is. Vars terug van 'n 7000 km liefdadigheidsrit op sy Harley Davidson, gaan Dr. Hatting binnekort die leiersels van 'n donkiekar neem. Fondse van die 500 km rit is bestem vir die kindersaal van die Oudtshoorn Provinsiale Hospitaal en ander projekte. 'n Mediese outreach is nou 'n klomp dokters, verpleegster, apteker en sovoorts en dan gewone administrasiemense en ons gaan dan na area toe en ons sien dan die mense en ons voorsien van gratis mediese diens. Byvoorbeeld op 'n outreach sien ons so gemiddeld van 65 mense, pasiënte
en ook as ons 'n tandarts saam het, dan doen hy 30 ekstraksies op 'n outreach. So ons doen 8 per jaar op die oomblik in die Klein Karoo. Die rit op die Harley Davidson het R130 000 ingesamel vir die 9 maande oue baba Caleb. Hy het 'n rare breintoestand wat lewensgevaarlike epileptiese aanvalle veroorsaak. Maandag ondergaan hy sy tweede operasie in Kaapstad. Dankie vir Suid-Afrika en veral soos ek sê vir Pediatric Care Africa en Dr. Andre Harting met sy Steady Steed om vir ons in te samel vir Caleb. Dankie Suid-Afrika. Sien bye. Verlede jaar se eerste donkiekarit was vir klein Nakisha wat met serebrale gestremdheid gebore is. Sy het 'n spesiale stootwaandjie ontvang, maar dit is ongelukkig in 'n plakkershitbrand vernietig. Elke poging word aangewend om vir haar nog een te kry. Ons nou weer plaas toe gaan het weer terug. Wat ons vandaag komen, daar is het ook maar niet lekker wat ons is. Als ik en mijn kinderen net op onze eigen kunnen wezen. En onze eigen plekje blijven. Ik wil net mijn dochter zeggen bij je danken wat ons helpt met onze kind. Die donkiekarrit begin op 9 April, terwyl 'n tweede liefdadigheidsrit vir baba Caleb in George in Mei plaasvind. Tanya Krause, SAK nuus, die rust in die Wes-Kaap. En dis waar ons vanaand moet haltroep. Die Afrikaanse redaksie wens jou 'n heerlike naweek toe. Mooi loop.